Welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag, waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat vandag iets gehoor het wat jy nie uit jou kop kan kry nie. Dit was ook een opmerking. Iemand het iets gesê oor hoe jy lyk, oor jou werk, jou gewig, jou kinders, jou huwelik, iets wat jy gedoen het. Of dalk was dit daai opmerking wat met 'n glimlag gesê is. Amper asof dit 'n grappie is, maar jy het dadelik gevoel, nee. Daai was 'n sprus en daai een het seer gemaak. En nou dink jy nog steeds daaraan. Jy speel die oomblik oor en oor af in jou kop. Jy hoor weer presies hoe dit gesê is en jy wonder wat die persoon eintlik daarmee bedoel het. En hoe meer jy daaroor dink, hoe groter raak daai een opmerking. Dis snaaks hoe 20 mense iets moois vir jou kan sê, maar daai een negatiewe opmerking, daai een opmerking onthou ons woord vir woord. Maar weet jy hoekom sekere woorde ons so diep raak? Baie keer is dit omdat dit aan iets raak waaroor ons reeds onseker voel. As iemand iets sê oor jou voorkoms en jy sukkel reeds met hoe jy oor jouself voel, gaan daai woorde harder tref. As iemand jou vermoë bevraagteken terwyl jy self wonder of jy goed genoeg is, gaan jy dit langer onthou. En dis waar jy moet oppas dat iemand se opmerking nie later jou waardigheid en waarheid word nie. Spreuke 12 vers 18 sê, daar is iemand wat praat soos dolksteke, maar die tong van die wyse bring genesing. Woorde kan seermaak. Ons hoef nie te maak asof dit nie gebeur het nie, maar net omdat iemand iets sê of iets te sê het oor jou, beteken dit nie hulle het nou die waarheid oor jou gepraat nie. Mense praat uit hulle eie opinies, hulle eie frustrasies, hulle eie onsekerhede en partykeer praat mense sommer net voordat hulle dink. Ons almal het al seker iets gesê en 5 minute later gedink, ja nee, daai moes ek eerder maar in my kop gehou het. Did I say that out loud? So, vanaand liewer, voordat jy daai opmerking net groter en groter probeer maak, vra jouself die vraag, is dit waar? As daar waarheid daarin is, vra die Here wat jy daaruit moet leer. Miskien was dit nie mooi gesê nie, maar dis iets wat jy moet aanspreek. Maar as dit glad nie waar is nie, hoekom dra jy dit nog? Psalm 139 vers 14 sê, ek loof U, omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. God se stem oor jou lewe moet harder word as mense se opinies. Jy hoef nie vanaand iemand anders se woorde te vat en dit oor en oor teen jouself te gebruik nie. En asseblief, moenie nou in jou kop 'n hele gesprek begin waarin jy uiteindelik die perfekte antwoord gee wat jy vandag moes gegee het nie. Julle, dit verander niks. As iets aangespreek moet word, kan jy dit aanspreek. As iemand 'n grens oorgesteek het, mag jy dit sê. Maar as dit net 'n onnodige, lelike of vieslike opmerking was, moet jy besluit hoeveel plek jy dit gaan gee. Daai een sin verdien nie om jou hele dag te herskryf nie. Jy weet wie jy is en belangriker, God weet wie jy is. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat nog vasgesteek bly by iets wat vandag vir hulle gesê is. U weet presies watter woorde seer gemaak het en waarom dit hulle so diep seer gemaak het. Here, help hulle om te onderskei tussen iets waaruit hulle moet leer en woorde wat hulle eenvoudig moet los. Waar 'n opmerking aan 'n ou onsekerheid of seer geraak het, bring genesing en herinner hulle aan wat U oor hulle sê. Help hulle om nie iemand anders se opinie hulle waarheid te maak nie. Gee hulle vrede in hulle gedagtes en help hulle om daai woorde vanaand neer te sit.
Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here jou herinner dat een persoon se opmerking nie bepaal wie jy is nie. Mag sy stem vanaand harder wees as die woorde wat jou seer gemaak het. Mag jy 'n wonderlike, geseënde aand hê. Shalom.